Waar sy kruis neer, ons kuier so lekker, ons sien hoe sit al verby 9, maar dis lekker vir ons, dis deel van familie in Christus wees, om sommer net te kuier, en sê sommer, dis reg, sit so met die koffie, as ek so kan, sal ek sommer net voor die hele met die koffie staan, en dit sal dan ook so goed lyk nie, maar baie welkom saam met ons, en ons gaan Here aanbid, en prys, en doof, en dit is vandag eintlik die Palm Sondag, voor die Paasnaweek, Sondag waar Jesus aanbid is, wat hy ingery het, en palmtakke voor hom gegooi het, en hom geprys het, en ek wil dit regtig vra, ek gaan nie spesifiek oor dit praat vanoggend nie, maar ek gaan vra dat as ons die Here aanbid, prys hom, sommer net uit jou hart uit, met vryheid om hom te eer en lof aan hom te bring. Ons bid dit ook altyd die voor die tyd, dan bid ons die Here sê, woon onder die lofsange van sy volk, en daar gebeur maar net iets, teenoor ons bid, dat sommer terwyl ons sing, die Here sal aanraak en seën en gesond maak, en wat ook al nodig is, en sommer net in harte kom werk, terwyl ons net die Here aanbid. Amen. Loof die Here. Kom ons net ons gesaam bid, net een afkondiging, volgende Vrydag wat nou kom het ons, Vrydag 9uur diens in die saal, en dan net weer Sondag ook, die kruisiging en die opstandingsdiens die naweek wat kom. Ja, en dan net die Sondag daarna is dan nie diens hier nie, so die 27ste geen diens hier in die saal. Prys die Here, kom ons staan en ons bid saam, ons kan Here in sy naam voorgaan. Vader, ons eer en aanbid U, en ons is so dankbaar dat ons kinders van God kan wees. Werklik, Here, so dankbaar dat U ons eerste lief gehad het, so dankbaar dat U regtig baie lief is vir ons. Ons wil in daardie liefde beweeg van U, Here, en sommer met al die dinge van die aarde en die omstandighede en al die goed wil ons dit uitroep, dat ons het U ook baie lief, Here. Dankie, ons wil dit erken dat ons dalk nie heeltyd of altyd besef wat Jesus kom doen het, dat ons hier in ons gebrokenheid nog en in ons menswees dalk nie heeltemal altyd begryp die prys wat betaal is, maar ons wil soos wat ook daardie jaar, daardie dag U ingery het op die donkie en hulle palmtakke en U geprys en dan bid het, wil ons dit ook uit ons hart uit doen. Ons wil God prys en eer vandag. Dankie, Jesus. Vader, ons vra dat die Heilige Gees ons nooit sal los. Dankie, Here. Sal U die Gees kom, weer net diep in elke hart kyk vandag, en doen net soos U goed wil. Vader, ons prys U in Jesus naam. Amen. This
namens ons, Here, namens ons, die prys kom betaal, prys kom betaal ons sonde, prys kom betaal dat ons kan ewig lewe, prys kom ons Vader, baie duidelik, al die laaste paar Sondag praat baie duidelik, dat ons harte in lyn moet kry, reg gekry vir God. Ek bid in Jesus naam, dat op hierdie oomblik harte sal ingryp en werk, veral met die kerk. Baie dankie, ek is dit ek neer. Baie treffend vir die laaste, in die kerk was vir die laaste paar Sondag, daar baie duidelike boodskap is rondom kinders van die Here, dat jy moet jou hart lyn kry, jou hart moet reg kry in lyn met Jesus Christus. En ek weet, ons sê dit seker al jare vir mekaar in kerk, speeltyd is verby, dit is ernstige tye, laaste tye om jou lewe in orde te kry. En dit is vir my baie treffend dat die Here veral met sy kerk praat. Veral met sy kerk.
met ons wat sê, prys die Here, ons wat sê, ons is gelowiges. Stryf met die Here, veral met sy kerk praat. Maak regtig seker dat jy reg is. Dis ook hy wat ons help nie, dis ook hy wat in ons harte kom werk, deur sy Gees wat die oortuiging bring. Amen. Dis nie eers eintlik ons krag nie, dis ons aanvaar dit of ons vat dit, maar ons reageer op sy uitnodiging, wat is hy wat in ons werk, om seker te maak. Amen. Prys die Here. Nou, ek wil graag vir jou gedeelte lees uit Johannes 19, vers 1, en wil graag met jou ietsie probeer sê, en dis oor die tye het ek baie keer hierdie vraag al gekry, hoekom was Jesus se dood so wreed? So erg? Kon daar nie 'n ander manier gewees het? Dalk 'n makliker manier, of 'n ander manier nie. Dis mos eintlik wat Jesus gevra het in Getsemane, toe sy sweet in bloed verander, en hy eintlik sê, Vader, kan hierdie beker, hierdie bitterbeker, kan hy nie maar verby my gaan, want dis so geweldig, die druk op hom was, so geweldig dit wat op hy oomblik op hom was, maar nie net dit wat nog op pad is van die kruis, hoe erg dit was. Vader, wat is, wat nie was of word nie, wat is, wat alles weet, wat net presies weet, sê dis al manier. Dis al manier. En wil ek probeer net een of twee dinge sê, dis baie moeilik om dit miskien stip te probeer alles verduidelik rondom dit, dat die kruisiging plaasgevind het, dat alles wat voor het plaasgevind het, is daar net genoeg bewyse daarvan, dat die opstanding plaasgevind het, was daar net genoeg bewyse en getuie, so dis eers daaroor wat ek probeer bewys lewer nie, ons wil vir mekaar sê, die kragtige werk van Jesus Christus, vir sonde, of teen sonde, of oor sonde in ons lewe, en dat ons die ewige lewe kan hê. Dink daaraan. Weet ons sê dit baie, weet ons hoor dit baie, maar dink daaraan, as hy dit nie die pad geloop het nie, moes ek en jy die straf dra. Vir sonde, vir wat dit doen, die dood wat dit bring. Nou die een kant, dadelik as 'n mens sê, hoekom so erg, moet 'n mens dadelik sê, voordat ek nog een of twee goed te gaan lees, ek wil spesifiek oor die geeseling net ietsie sê, nog voordat Jesus by die kruis was, maar nog voor ek dit wil sê, moet ek dadelik sê, ons verstaan sommer dadelik die vernietigende effek van sonde. Sonde vernietig altyd. Die loon van die sonde is die dood. En selfs as gelowiges en kinders van die Here, as ons doelbewus sondig wat die Here oortuig in ons lewe en ons bly doen dit, is dit verseker dat ons kan maar weet, dit gaan iewers iets vernietig. Loon van die sonde is die dood. Dit vernietig. Vernietig soms meer as een of twee mense om jou. Dit vernietig soms gesinne, as jy volhou en aanhou rondom dit, terwyl Jesus die prys betaal het en jy dit vir hom kan bring en hy jou kan vryspreek, kan verlos, witter was dan die sneeu, en as jy dan in hom is, dan al sou jy op hierdie aarde wees en jy sondig weer, dan sê hy daarom te vergewe, maar oral waar Jesus iemand aangespreek het en gesê het, jy is vergewe, het hy altyd vir hom bygesê, los dit, sondig nie meer. En dit is geweldig, en dit is geweldig kan ek die woordjie, die krag van sonde, wat 'n uitwerking sonde, daardie Adam en Eva saak in die begin, daardie keuse wat die mens gemaak het, en dit kom deur na ons almal toe, wat se effek dit is. Maar kom ons lees net gou Johannes 19, en hy sê, toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purperkleed om hom gewerp en gesê, wees gegroet koning van die Jode. En hulle het hom
in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle, kyk, ek bring vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. Toe die hoofpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet. Dit is nogal treffend hierdie wat Jode op die einde sê. Ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf. Net iets sê, is nogal treffend die wet. Verlossing onder die wet oor. Net by dit sê, treffend hoe baie mense wil terughom na die wet. Terwyl ook dit ons wil verlos het van die wet. Treffend hoe baie Christene, gelowige Pinkstermense in die tyd waar ons wil wees, weer sê ons moet onder die wet kom en ek preek nou nie oor dit nie, maar hy het ons juist vrygemaak, hy het juist die wet kom vervul Christus, dat ons kan verlos wees in hom, nie die wet kom wegmaak, hy het kom vervul Christus, het die wet kom vervul, omdat ek en jy die wet nie kon nakom, maar treffend dat hulle hier sê, die wet sê, hy moet sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. En hy het dit oor homself verklaar, dis so, hy het dit self gesê. Ou Testament verklaar oor Jesus Christus, Jesaja 52:14, soos baie oor u verstom het, so misvorm was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was soos die van 'n mensekind nie. Jesaja 53, toe hy tog het soos 'n lood voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Dis wat die profete sê. Toe is dit nog op pad, jare daarna is dit op pad wat hulle profeteer oor Jesus Christus en wat hy gaan deurmaak en 'n mate oor hoe hy sou lyk met die kruising. Treffend 'n kragtige vraag, eintlik 'n diep vraag om te probeer sê vir mekaar, maar hoekom moes dit so breed gewees het? En kan ek gou na 'n gedeelte gaan by die geestelinge, ek wil 'n paar punte uithaal oor net wat by die geesteling gebeur het. Sekerlik as jy die fliek The Passion gekyk het, is dit een van die, ek dink die naaste voorbeelde seker van wat werklik op Golgotha gebeur het. Ek dink dit was in baie gevalle nog baie erg. Maar ek wil net so 'n prentjie vir oomblik kry, net nog voordat hulle Jesus gekruisig het, nog voordat hy daar gesterf het, nog voor daardie geweldige gebeure, hoe wreed dit was nie net met die geesteling, en ek wil graag 'n paar punte net vir jou lees rondom dit. Een van die heel wreedste en pynlikste martelmetodes wat daar ooit bekend was, was die kruisiging en onder andere die geesteling. Dit was 'n algemene gebruik wanneer iemand gekruisig is. Geesteling was een van die mees vreesaanjaende woorde van daardie tyd. Hulle sê, skrywer vertel op 'n plek dat wanneer hulle in daardie ryk onder die Romeinse ryk sou die Romeine net praat tussen 'n massa mense wat optog het oor iets praat oor hulle gaan gegeesel word, dan het daar kalmte gekom. So bang was hulle net oor die geesel wat daar gebly. Hulle sê dat iemand wat en hulle baie die Romeine baie kruisigings uitgevoer, maar hulle vertel dat iemand wat net die woord geesel gehoor het, nog voordat hy gegeesel word, misdadiger of watter persoon ook al hulle dit mee gedoen het, dat sy liggaam het in knoppe begin trek, sy spiere, en het omtrent al sy bloed uit sy gesig uit verloor, voordat die eerste hou geval het. Voordat die eerste hou geval het. Treffend hoe skrikwekkend en skrikaangewend dit moes gewees het vir die tyd waarin hulle geleef het.
Net 'n dreigement van die geesteling het 'n misdadigers en oproepmakers tot rus gebring. 'n Persoon is eers van al sy klere gestroop, sodat die liggaam heeltemal kaal gewees het en oop kon gewees het om die houe te ontvang. Hulle het op 'n horisontale balk of 'n vertikale paal vasgemaak en op 'n manier dat 'n persoon glad nie maklik kon rondbeweeg. Gesel self het 'n kort die katswalm geslaan, het 'n kort handvatsel gehad waarin 'n aantal leerriemen, gewoonlik 3 van 45 cm tot 60 cm lank vasgemaak is. En aan hierdie rieme, en ek herinner jy aan dit, aan hierdie rieme is stukkies hout, lood, brons of yster vasgeheg. Die Romeine was bekend en het bekend gestaan as die beste martelaars met die gesel. Hulle was opgelei om dit goed te kon doen. Daar was 'n span van 5 man wat rondom die persoon gestaan het en wat die geseling moes uitvoer. Weerskante van die slagoffer het 'n soldaat gestaan wat elk 'n gesel hanteer of 'n kats hanteer het. Hulle het om die beer van beide kante afgeslaan. 'n derde soldaat het telling gehou. 4de soldaat het oorgeneem wanneer ander moeg geword het. Treffend toe hulle gegesel het dat hulle moeg geword het. En dan was daar 'n spaar een wat kon aangaan as hulle te moeg geword het. Die 5de soldaat het as 'n doodskontroleerder opgetree. Hy moes sorg dat die veroordeelde nie sterf voordat hy gekruisig sou word nie. Soldaat was so goed hiermee, die soldate, dat elke keer wat die houe geval het, dit 'n terugbeweging gehad het en dan die vlees en die vleis van die persoon uitgeruk het, senuwees, alles uitgeruk het, senuwees, spiere, bloedvate uitmekaar geruk het, net met een hou as hulle dit teruggetrek het. Persoon is dan ook nie net op die rugbene geslaan nie, maar ook as hy omgedraai het op die voorkant en die hele voorkant van sy lyf ook geslaan. Volgens die Joodse wet mag net 40 houe toegedien word, maar dan het hulle op 39 gestop, omdat hulle kon dink dalk het hulle iewers 'n fout gemaak. Maar wat net treffend is, Jesus is nie deur die Jode op daai oomblik geslaan nie, hy is deur die Romeine geslaan. En hulle het heel moontlik nie eens totaal en al die telling gehou soos dit moes gewees het. Dis maar wat geskiedskrywer sê. Die doel van die geesteling was om 'n persoon ernstig te verswak met bloedverlies. 40 houe met 'n gesel was omtrent op die einde van die dag 120 houe. Streffend om te dink, dit was maar nog net die gees. Voor dit is hy geslaan, voor dit is hy gespot, voor dit is die seën van God in die gesig gespuug. Voor dit het hulle, hy die God, is 'n ding daar, want hy was ten volle mens, maar ten volle God. Dit was nie ligtelik op, dit was nie ons gee kans nie, dit was nie ons maak dit minder, omdat hy gesê het, hy is die koning van die Jode nie, dis eintlik erger gemaak in 'n mate. Want hierdie man was anders as al die ander misdadigers, wat hulle tog gesien hoe hy wonderwerke doen. Hulle was bang dat hy die koning en die oorheerser op daardie dat hulle hom sou aanstel as die koning oor die hele land en goed, want dis waartoe die mense op pad was. Maar hy was vir 'n ander saak op die aarde, om te sterf, treffend, vir elkeen tot daarin wat geleef het en treffend om te sterf, tot vandag van my Heer. Dink daaraan, elke hou. Sonde is ernstig. Meeste van die tyd sê hulle in van die vorige kruis en ander misdade het baie keer het hulle gesterf sommer daar op die geestelik. So erg was dit. Dis wat hy vir my en jou. Hoekom so wreed? Want sonde vernietig wreed. Sonde maak dood. En die bloed van bokke en stiere, sê Hebreërs, in die Ou Testament was nie goed genoeg. Dat het maar vir 'n tyd lank
ook teen die priester wat dit gebring het dit verligting maar dit was nooit ten volle goed genoeg nie. Die perfekte lam wat nie gesondig het nie, moes die prys betaal het en die volle prys vir my en jou. Hierdie geesteling was iets uit 'n ander wêreld. Dis amper te wreed. Mense kan daardie klip in die video probeer opwys en ek wil sê dit raak jou hart as jy sien wat hulle met die min of meer probeer sien wat hulle met God, met Jesus Christus kom doen het en dink nie dan weer vir jou. Ons wat so maklik praat, ons wat so maklik aangaan, ons wat so maklik dinge sê oor die Here en oor die nagmaal, oor die dinge praat, ons wat so maklik die seën van God, wie God is in die volle prys kom betaal. En kan ek jou herinner, dis hoekom God die Vader baie duidelik en reguit en duidelik met mense praat dat as jy die bloed verskriklik is dit vir hom wat die bloed van Jesus vertrap en niks daarmee wil te doen hê. Verskriklik is dit vir hom wat die bloed van Jesus wat gevloei het verwerp het. Niks daarmee wil doen. Dink God die Vader, want dit was sy seun. Hoor gou, kind van Here, kan ons dit net weer vir mekaar sê, ek weet nie wat hier sit en ons moet mekaar die hele tyd herinner. Dink daaraan dat jou kind moet so iets deurgaan. Jy wat nie is wat dat mens is, wat dit jou seun gee jy vir iemand uit sy eie vrou wil het, gee jy dat hulle met hom kan maak wat hulle wil, soos hulle wil. Dink net die Vader se hart wat ten volle passie het, ten volle liefde het. God het nie liefde by ons kom uitvind nie. Hy is liefde. Hy is die perfekte liefde. Ons sukkel om die liefde uit te ontdek en te wonder hoe dit werk en hierin. Hy is dit. Hy wat ten volle weet wat dit is, wat liefde is, sy seun te gee. Ons gaan volgende naweek nog daaroor praat, maar dink maar net wat daar gebeur het, dink maar net wat in die gees gebeur het, dink maar net dat elke hou wat geslaan is, en elke hou wat geslaan is, rukkel hom uit mekaar in die seën van God. Ons praat oor ons soos ons wil, sê oor wat ons wil, ons is gemaklik en ons doen soos ons wil met die seën van God soms. Praat met die kerk, ons hanteer dit so ligtelik, soos dit moet maar so wees. Hy het homself gegee, want sy liefde uitgeroep, is al weeswaardig, ons het dit gesing, om die seels oop te maak, net een, Jesus Christus, die perfekte lam. Kan ek 'n paar dinge net gou sê, ter afsluiting rondom, en ek hou aan die geesting ag, ons gaan op volgende naweek nog weer praat oor wat alles daar gebeur het, wat in die gees gebeur het, maar dink daaraan, hierdie seun, toe hulle die doringkroon op hom inslaan, praat van 'n bossie buite Jerusalem, wat daai dorings, wat dit is dit in die stelsel gaan, dan is dit soos 'n gif wat in jou stelsel gegaan, dit praat van die geskiedsskrywers, en die Bybel sê, nadat hulle hom die kroon opgesit het, die soldate gekom, hulle het hom 'n riet gegee, om te sê, jy sê, mos jy is die koning, loop met die staf, dan ruk hulle die staf uit sy hand, en dan slaan hulle op die kroon, wat hulle reeds ingedruk het, die dorings wat in sy stelsel gaan. Weet jy dat, die dokters sal vir jou sê dat, die ouens wat hierdie goed ons sal sê, dis waar jy die meeste pyn beleef, is wanneer jy hier seer kry, en goed die hele tyd, dis die, selfs van die mediese sal vir jou sê, dat selfs die van die sterkste verdowingsmedisyne, kan soms pyn verdoof, wat in jou kop is. Slaan die seun van God met die stok oor daai dorings elke keer, slaan hom in sy gesig, slaan hom die hele tyd, en elke hou wat geval het, en elke kats wat geslaan is, en elke stukkie vleis wat uitgeroep is, en uitgeruk het, is vir my, en vir jou, vir die mensdom, oor die aarde heen, van toe tot in alle ewigheid, die wat nog gebore sal word, dink daaraan, elke keer as hulle dit gedoen het. Prys God. Dit was geweldig. Dat Jesaja lank voor het profeteer. En hulle sê dit in die geskiedenis, dat met die geesel het van hulle binnegoed begin uithang. Het uitgeval. Dis
is nou wreed. Dan moet ons dit nou nie, maar soms moet ons weer hoor wat die seun van God vir my en jou deurgemaak het. Fisies, dink net aan die geestelike toestand toe die Vader sê, sy kop aan die een kant toe draai op sy seun en Jesus roep uit, Here, Vader, hoekom het U my verlaat? Dis wat net daar gebeur. Hoekom so wreed? Hoekom die ergste van die ergste dood van sonde maak dood en die prys moes betaal gewees het vir sonde. Die ergste van die ergste is betaal, dat ek die hande kan opsteek en sê, prys die Here, ek is gewas deur die bloed van Jesus. Die ergste van die ergste is betaal, die seerste is betaal, alles wat nodig was, dat ek gered kon wees volgens die Vader, God die Vader, dat ek eendag voor hom kan staan en sê, net op grond van Jesus Christus kan ek die ewigheid ingaan, niks anders nie, my goeie dade, net op grond van wat Jesus Christus gedoen het, en wie kan terugsit op my foto toe, net op grond van wat Jesus gedoen het, net daarom. Sien, dis onder andere hoekom oor die laaste 2-3 sondae daar boodskappe kom van ek staan by die deur en ek klop. Vir sy kerk. Gelowige, ons is kinders van God, maar moenie in rustigheid ingesis word deur die wêreld en al die dinge rondom, dis maar ons is alright en as ons nou sterf, dan hoop ons maar vir die beste en ons kyk maar, dalk maak ek dit of dalk maak ek nee, die prys is volbring. Jesus het dit gedoen. Jy kan sekerheid van saligheid hê. Jy kan die deur van jou hart oopmaak, laat die koning van die konings saam met jou 'n feesmaal kom hou. Dis gedoen, die dierste prys. En dis 'n boodskap wat Jesus sê by die nagmaal, as ons Vrydag nagmaal gaan doen. Doen dit so dikwels as julle dit doen, dink julle aan wat gebeur het op Golgotha, kinders van die Here. Kort net 'n paar skrifte en 'n paar punte aanhaal oor hoekom was hierdie sterf so breed. Eerstens om God se geregtigheid oor sonde te vervul. God se geregtigheid. Die mense nie die een of ander lyn nie, dit wat God bepaal. Dis al nie. Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Maar God bewys sy liefde hier vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Op die regte tyd. Kind van die Here, jy kan maar opgewonde raak en bly raak oor wat daar gebeur het. Jy kan hom op prys. Kan hom aanroep, doen dit so weekliks, daagliks. Dankie Jesus vir Golgotha, dankie Here. Prys hom tot in alle ewigheid oor wat daar gebeur. Tweede, hoekom was dit so erg? Om die volmaakte offer vir sonde te wees. Johannes 1:29, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Is in die diepste van die see. In die noorde, die ooste en die weste het mekaar geskei in die sonde. Dis wat hy kom doen. Hebreërs 10:12, maar toe Christus een offer vir sondes vir altyd gebring het hy gaan sit aan die regterhand van God. Daar gaan nie weer 'n kruisiging wees nie. Dis eenmalig gebeur, eenmalig gedoen. Dis vir altyd, dis vir ewig, dis permanent. Prys die Here. Prys God. Ek wil my handstene oopmaak. Ek wil die hele tyd sê, Here, kyk of ek reg is, soos 'n Dawid, Here, kom toets my die hele tyd, is ek nog by U? Is ek nog opreg met U? Is my lewe nog welgevallig voor U? As ek na my lewe kyk, is ek nog reg? Is my naam in die boek van die lewe? Ek wil nie voor God die Vader staan. Eendag voor eintlik Jesus wat hy sê, dit het ek gedoen. Moet jy dit hanteer? Wat het jy met Jesus Christus gedoen? Maak seker, dis 'n lyn, of ek moet speel het. Want net so een of twee nog aanhaal, dan wil ek bid dat die Here dit vasmaak in jou gees, in jou hart.
dat jy sal gerig is. Die prys was nog steeds nie vir nie. Derde een, hoekom so 'n wrede dood? Om die profeseë te vervul van die Ou Testament. En elke profesie oor die Messias wat sou kom in die toekoms van die profete in die Ou Testament is vervul. Presies. Dat Jesaja, selfs Jeremia sê, jy kon sy ingewande sien. En hy praat oor vorentoe profesie. Jy het hom aanskou as die eerste mens, so het hy gelyk. Toe hy die prys kon betaal. Die Messias wat op pad is, het dit kom doen. Ons lewe 2000 jaar verder in hierdie tyd en dit dra nog steeds dieselfde krag. Dis hoekom wat my nie skaam oor die evangelie van Jesus Christus nie. Want dit is krag tot redding. Amen. So, dis hoekom ek en jy ons nie moet skaam vir Jesus Christus. Ek weet soms voel dit so half oorbodig of die tyd is nie reg om oor hierdie Jesus te praat nie. Maar jy kan maar oor hom praat, jy kan maar van hom vertel. Jy kan maar vir iemand vertel wat hy vir jou gedoen het, moet nie skaam wees nie. Teendeel Paulus sê vir Timoteus, tydig en ontydig. Ons is so sensitief vir mense se gevoelens en wat hulle gaan dink en sê en al hierdie dinge moet nou tog nog net nie sy menseregte stuur nie. Ons is een ding van die dag waarin ons leef, menseregte en ons vergeet van God se regte en wat God gesê het dit moet wees en hoe dit moet wees. Tydig en ontydig kan jy maar praat oor die Jesus Christus. Of hulle jou wegjaag, of hulle met die klippe gooi, of hulle dit maak nie saak nie. Wie godsvrugtig wil lewe, gaan vervolg word. Soms teenkante kry, maar die profeseë is vervul. Psalm 22:16-18 sê, hulle het my hande en my voete deurboor. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek looitjies oor my klere. Hulle Psalm 22 praat ook hoe hy gelyk het en hoe hy was as die een. Hoekom so wrede dood? Om die diepte van God se liefde te toon. En ek weet hoe sê maar hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Dis juis sy liefde. Dis juis daardie kragtige liefde wat die bloed laat vloei. Dis juis daardie liefde wat 'n dierliefde is. Prys God, dankie Jesus, dankie Vader vir Jesus Christus. Here my God, ek is nie eens vaardig. Ek is nie eens vaardig om oor hom te praat. As die gesag van hom kom nie, as hy nie die saam, as hy nie die gesê het nie, ek versigtig wees oor hierdie God te praat. En al die gode wat mense so aanbid, is dit net in die Christendom waar die God kom sterf vir sy mense. Geen ander godsdienst kan praat van hulle God te kom sterf vir mense nie. Met volle bewys en die derde dag opgestaan het nie. Nee, dis net Jesus Christus, die Seun van God. Here, help my om te bly, help om vas te hou, help my Jesus, help my, bid. Ja, dat wat U kom doen het weer vasslaan in mense se hart. Hoekom? Om die liefde, sy diepe liefde, wat ons moeilik het om te beskryf. Al praat ons oor agape, dit is moeilik. In Johannes 4:9, hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy enigste seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur
hom kan lewe. Ja, Bybel is daarom duidelik hoe ons lewe, hoe ons oorvloed het, hoe ons die ewige lewe het. Nie deur die wet onderhou nie, deur in Christus te wees. Die kruis is die grootste bewys van goddelike liefde, opoffering, onverdiend. En hy het dit nie verdien. Hy was hier skuldig. Hy kon nie skuld vind in hom nie. Wat tref vir die mens in sy gebrokenheid is, die een Sondag skree hulle Hosanna, Hosanna aan die koning, Hosanna aan die Messias. Die volgende Vrydag kruisig hulle hom en skree hulle uit, kruisig hom, kruisig hom. 'n Groot groep van dieselfde wat die een dag uitroep Hosanna. Streffend hoe nietig ons mens is, maar 'n streffend hoe kragtig en hoe groot God se liefde vir my en jou is. Nog 'n rede hoekom so breed om met menslike lyding te verenig. Hebreërs 4:15. Ons hoëpriester is die een wat nie met ons swakhede meegevoel kan hê nie. Inteendeel, hy is in elke opsig versoek, net soos ons, maar sonder sonde. So. Hy weet hoe voel kankerpyn. Hy weet hoe voel spiere wat nie meer wil spiere wees nie. Hy weet hoe voel die sterkste en die slegste en die grootste siekte wat soms ons liggame kan vat. Hy weet dit, hy het dit alles op Golgotha beleef. Hoeveel keer in bediening by mense gestaan wat sterf, wyl ek vir hulle bid, terwyl ek hulle hande vasgeblaas hulle asem, hoeveel keer by mense staan wat siek is en sterf hulle gesien, partykeer wat die pyn wat hulle deurmaak daarin, maar Jesus weet. Hy weet hoe voel jy, hy weet wat jy deurgaan, hy weet waarmee sukkel, hy is net so versoek, sonder sonde net. Prys God, my Jesus weet, elke, moenie met daai ding kom, ja, die Here weet nie wat ek deurgaan nie, nooit, hy weet, dis hoekom ek na hom toe kan gaan, want hy is 'n hoëpriester, wat weet, wat jy deurgaan. Nou sê so maklik, ag, ander weet nie. Pastoor, jy praat so maklik oor goed, jy weet nie wat ek deurgaan, ek het dit al self baie gesê, hoe kan hierdie ou my weet nie wat ek deurgaan, en dit is so, as jy dit self deurgemaak het, weet jy beter, maar prys God, as jy vanmorgen vir my sê, pastoor, jy weet of Niels, jy weet nie wat ek deurgaan, dan sê ek, yes, heel mondelik weet ek nie wat jy deurgaan nie, maar prys God, ek ken die een wat weet, wat kan help, Jesus Christus, die hoëpriester, omdat hy self gelei het, kan hy ons troos in lyding. Omdat hy self verwerp is, kan hy ons troos, as dit voel jy's alleen, as dit voel niks werk vir jou uit nie, as dit voel niks gebeur vir jou nie, hy het ook so gevoel. Hy verstaan. En ek dink baie keer in hierdie tyd, waarof die meeste van die tyd is dit so, dat wanneer ons hierdie goed gaan, staan Jesus daar met in sy trane loop, oor sy mense, wat ons deurgaan, maar prys God. Daar kom eendag vergeld, daar kom eendag wat ons verlos is van dit. Laaste wat ek wil aanhaal. Hoekom so vrede dood? Om sonde die dood. Om sonde die dood en Satan te oorwin. Prys God. Kolossense 2:15. Hy het die owerhede en die magte ontwapen. Dink mooi. Hy het die owerhede en die magte ontwapen en hulle in die openbaar tentoon gestel. Toe hy oor hulle getriomfeer het. Toe hy uitroep, dit is volbring. Toe's die vyand se mag vernietig. Die dood, waar is jou oorwinning, roep hy, waar is jou angel? Prys God, niks kan my skei van die liefde
feesmaal met jou hê, dis die moeite werd. Jy kan dit maar doen. Prys is betaal, niks gaan dit verander. Niks kan. Hy die owerhede, kan ek dit weer vir jou sê, het so baie keer, so baie keer vou en val onder die duiwelse aanslag en sê, die duiwel is nou weer los. Die ken dit. Dis weer nou maandag, die duiwel is los, hierdie ding wat so praat en sê. Hy die owerhede en die magte wapen, as daar iets is wat demoniese magte haat. Dit het al baie met bevrydings te doen. Ek het al vir die gesê, is hy iets wat 'n demoniese mag, 'n demoon haat, as jy hom vertel oor God, as jy hom vertel oor die bloed van Jesus, gewoon gil hulle. Hulle is ontwapen, in die openbaar tentoongestel, toe hy oor hulle getriomfeer. Jesus moes 'n wrede dood sterf, sodat sonde ernstig is en geregtigheid moes geskied. Sonde is ernstig. Hy was die volmaakte offer vir die wet en die profeseë wat vervul moes word. God se liefde is so diep, hy het sy seun vir ons gegee. Hy vereenselwig hom met ons lyding en bied ware hoop. Hy het die oorwinning behaal en bied die ewige lewe aan elkeen wat glo. Ek sluit af met hierdie skrif, Galasiërs 3:13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Hoor gemooi, as jy dalk wil neig na die wet weer en die wet weer. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar staan geskryf, vervloek is hy wat aan 'n kruis hang. Hy het 'n vloek geword. Die Bybel sê self dat hy arm geword, sodat ons kan ryk word. Nou sien ons net rand en dollars en jy praat nie van daardie rykdom, praat van rykdom in hom, die grootste rykdom. Sekerlik sorg hy ook vir ons op wat volgende dag gebeur. Sekerlik is hy op ons bron, sekerlik seën hy ons ook in die tyd soos hy wil, want is nie waarheid. Amen. Prys die Here. Kom ons sluit. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Jesus, wil jy nie vir Jesus van die daar in die dankie sê. Ons kan ons nie inleef wat hy deurgemaak het nie, dis moeilik. Ek kan nie besef wat hy deurgemaak het nie. Dat hy moes beleef het sonder sonde, was nie sy skuld nie. Hy het onskuldig daar gehang. Dit was nie, terwyl hy nog aan die kruis hang, toe help by iemand langs hom aan die kruis. Prys God, Jesus, help my om opreg dankbaar te wees. Help my om waarlik my hart oop te maak, my hele lewe oop te maak vir U. U weet die beste vir my. Al gaan ek ook soms doen. U weet. Prys die Here. Dankie Jesus. Daarom wil ek U prys en aanbid. Dag en nag in en uit, God prys, as ek die geleentheid het om aanroep. En wanneer die vyand aanval, wil ek buig onder die gesag van Jesus Christus. Die vyand weerstaan, want hy is ontbloot op Golgotha, en hy moet van my wegvlug. Daarom kan ek aangaan, daarom kan ek opstaan, daarom kan ek voortgaan, daarom kan ek die toekoms aangaan, want daar was 'n hulpkruis. Daar was 'n hulpkruis. Prys God, loof die Here. Dankie Jesus. Kerk, wil jy nie so oomblik saam met my omdank nie. Wil jy nie so oomblik net daar waar jy sit sê, prys die Here. Dankie dat jy vir my kom sterf. Dankie Jesus. Ek verstaan nou hoekom dit so 'n vrede dood moes wees. Hoekom die laaste druppel bloed moes vloei. Verstaan, want dit was dieper as wat ek dink. Dit was 'n dieper
kragwerking van God die Vader deur Jesus Christus vir my en vir die mens. En op grond daarvan nog in 2025 elkeen wat die naam van die Here aanroep en met sy hart glo en met sy mond bely, sê sy woord sal gered word. Want daar was Jesus op 'n ou kruis. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Vir elkeen wat dit begeer vanmôre om weer vas te kom in Christus, weer nie so vinnig moed te verloor nie, want die prys is betaal, weer te sê, ek staan op, weer te sê, ek sal die naam van die Here aanroep in die dag van benoudheid, weer en sê, ek gaan die Jesus volg, want hy help my, want Christus het 'n wrede dood gesterf, sodat ek kan lewe, en lewe in oorvloed. Roep en dit vasmaak, doen dit weer opnuut vanmôre in elkeen se hart. Wonder of jy saam met my sal staan. Ek wil eens weer daai liedjie sing, praises to his name. Prys op net vanmôre vir wat hy gedoen het, weer so 1 of 2 keer en daarna sluit ons aan. For
Here seën elke kind van U die week wat voor lê, Vader. Here bring elkeen nader na U. Here, my gebed van my hart vanmôre is dat U elkeen sal nader trek wat wegbeweeg het van U, Here Jesus. Here, ons kan U nie genoeg loof en prys vir al wat U ons gedoen het aan die kruis, Jesus. Here, ons is U so dankbaar, Vader. Here, ek is 'n sondaar gewees en ek moet bereid, Here, ek moet dit kom uit na, Vader, en ek loof en ek prys U vir U, Jesus. Here, ons is speechless. Here, voor U is ons speechless, Jesus. U is so groot en U is so almagtig, Vader. Prys sy naam. Oh, sy teenwoordigheid is so naam, so naam. Jesus. Prys die Here, baie dankie dat U vanoggend saam met ons was van die vrede van Koning Jesus. Dan volgende Vrydag 9:00 ons kruisigingsdiens en weer Sondag om 9:00 opstandingsdiens. Gaan in die vrede van Here Jesus Christus wat in ons woon deur sy Gees. Baie dankie.